the river I am going, bringing sins I cannot bear. Ons moet aanbeweeg is die hele argument van die Hebreërskrywer van hoofstuk 9 af tot die einde van hoofstuk 10 en verder aan, eintlik tot aan die einde van die hoofstuk, want hy is besig om uit te brei nog verder en verder oor wat bedoel hy. Ons moet verder gaan van die allerheiligste, van die heilige na die allerheiligste. Nou, u sal mos nou onthou dat die tabernakel, want hier word gepraat, ons praat maar vanoggend van die tabernakel, die tempel het maar net so gelyk, maar daar word in Hebreërs nou baie spesifiek van die tent van ontmoeting gepraat, wat terugverwys na toe die Israeliete in die woestyn was, dat jy weet dat die tabernakel was in 3 dele opgedeel. Jy het die buitenste deel gehad, kon nou vir jy nou ook mooi prentjies gewys het, want dit is okay, jy sal dit onthou, die kinderbybel ook uit, sal mooi prentjies daarvan. Daar was die buitenste gedeelte waar die Israeliete almal ook kon gekom het, behalwe natuurlik kinders en vrouens kon nie daarin kom nie, maar die mans kon daarin kom en hulle kon dan hulle offerandes bring, die buitenste gedeelte, die algemene gedeelte van die tabernakel of van die tempelterrein ook. En dan het jy die heilige gedeelte gekry, wat daar iewers ter gestaan het, binne in hierdie algemene gedeelte, was met doeke daar in die woestyn toegemaak, op 'n sekere manier, daar was sekere voorskrifte daar rondom, en daardie gedeelte, wat hulle ook genoem het, die tent van ontmoeting, was dan in 2 dele verdeel. Jy die eerste deel gekry, was die heilige deel genoem. En in die heilige deel kon alleenlik die priesters ingegaan het. Die res van die mense kon nie daar ingegaan het nie. Hulle was nie geskik daarvoor nie, hulle was nie geroep daarvoor nie. Net die priesters kon daar in die bietjie nader aan die Here se teenwoordigheid gekom het. Elke dag daar in die heilige gedeelte, dan het hulle die kerse versorg, hulle die wierook vervang, hulle die offerbrood vervang, en elke van daai goed het 'n bepaalde inhoud en betekenis gehad vir die werk wat hulle daar gedoen het. Maar dan was daar 'n tweede gedeelte in daai tent van ontmoeting, in daai tentdeel. En dit was wat hulle genoem het die allerheiligste. En dit was geskei van met 'n baie swaar dik gordyn, was dit dan geskei die allerheiligste van die heilige gedeelte. Nou, in die allerheiligste gedeelte kon net die hoëpriester ingaan. 1 keer 'n jaar kon hy daar ingegaan het. Dit was 'n groot storie met die ingang. Die hele volk was daar buite om die tabernakel gewees, daar bymekaar gekom. Dit was die dag van die groot versoenoffer. En dan was daar 'n bul geslag en die priester het dan eers vir sy eie sonde vergifnis gedoen by die Here met hierdie bloed van die bul. Hulle het dit in so 'n pan gegooi en dan het hy ook wierook gevat. En dan is hy deur sekere reinigingsrituele waardeur hy gegaan het met reinigingswater en so aan. En dan het hy, en van die goed wat ek nou vir jou sê, staan nie alles so in die Bybel voorgeskryf nie, maar staan in buitebybelse geskrifte wat vertel is oor hoe dit daar gewerk het in die Mishnah en die Talmud en ander Bybelboeke. En dan het hy letterlik sy klere uitgetrek. En hy het 'n tou aan sy voete, aan sy enkel vasgemaak, is nou vertel, dit was die oorlewering. En dan is hy met vrees en bewing in die allerheiligste in. Hoekom met 'n tou? Want as hy nie alles reg gedoen het volgens die voorskrifte nie, en hy gaan in die
in die teenwoordigheid van die Here, want dit was wat die allerheiligste was, is waar God self met sy heerlikheid teenwoordig was. As hy daar ingegaan het en hy was nie reg nie en die goed was nie reg gedoen nie en hy sou sterwe in die teenwoordigheid van die Here, dan kan niemand hom daar uithaal nie. So hulle kan hom uittrek met die tou. En daar word ook vertel, dit is ook in van die buitebybelse geskrifte, dat die hoëpriester vertel het dat van die ark af, of dit nou so is, weet ek nie, maar dit is nou maar wat hulle gesê het, maar van die ark af wat dan gestaan het, ook in die allerheiligste, was daar die heerlikheid van die Here wat daar uitgeskyn het, 'n lig, die woord daarvoor was die Shekinah, wat dan daar uitgeskyn het. So die allerheiligste was die plek waar God op 'n besondere manier, die heerlikheid van die Here, die besondere teenwoordigheid van die Here, wat hulle daar wat daar was tussen die Israeliete. En net die hoëpriester het een keer 'n jaar met 'n groot storie en met vrees en bewing het hy dit gewaag om daar in te gaan, en dan het hy daar binne ook vir die res van die volk, sê hoofstuk 9 in Hebreërs, het hy vir die res van die volk dan ook versoening daar vir by die Here gedoen. Nou die belangrike ding wat ons moet raak sien is dat van die begin van die skepping af, en ek gaan dit nou regtig net in gewone mense taal, want ek weet nie hoe anders moet 'n mens dit nou verduidelik of sê nie, maar van die begin van die skepping af wou God by mense wees. God wou nog altyd met mense 'n verhouding hê, van die begin af, vandat hy hulle geskep het. En hierdie taal van hy wou by mense wees, sê maar net iets van God se liefde, God se soeke na verhouding met die mens. Ons sien byvoorbeeld in die tuin van Eden, dan nadat Adam en Eva van die vrugte geëet het en weggekruip het vir die Here, dan kry mens nogal die indruk in die tuin van Eden, ek dink heeltemal teregte ook, dat God soos gewoonlik met hulle kom wandel het. Want daar staan in die aand wynkie, het die Here hulle kom opsoek. Nee, daar was hierdie verhouding, hierdie teenwoordigheid, hierdie saam wandel met God wat daar in die tuin van Eden was. En dat as die Here hulle soek, was dit natuurlik aan die een kant om vir hulle erkenning en die blootstelling te gee van wat het julle gedoen, nee, daai vraag, waar is julle, hoekom kruip julle weg? Dis die Here wat graag wil hê hulle moet self by die erkenning kom. Wat hulle dan eintlik nou so 'n bietjie gesystap het, want die Here sê vir hulle, waar is julle? Hoekom kruip julle weg? Dan sê hulle nie, maar ons het ontdek ons is kaal. Hoe het julle dit ontdek? En dan onmiddellik sê Adam nie, maar dis die vrou. En die vrou sê nie, maar dis die slang. En die slang het toe nou niemand anderster wat hy die skuld kan gee nie. Maar iets van God wat begeer, wat graag by die mense wil wees, die mense opsoek. En dit kry 'n mens dan ook in die hele metafoor, die hele simboliek, die hele gebeurtenis van die tabernakel wat daar was, dat God eintlik vir Israel wil sê, ek wil in julle midde wees. En maak 'n struktuur waar hy dan inkom met sy heerlikheid, en hy's hier in hulle midde, en elke dag as hulle uitgekom het die tabernakel gesien, as hulle so 'n bietjie gestap het, en hulle is herinner daaraan, dat God is hier teenwoordig tussen ons, by ons. En dan kry ons natuurlik, met die koms van Jesus in die wêreld, in weer hierdie hele tema van die Here wat by mense wil wees. Die naam wat Jesus gedra het, Immanuel,
wat sê God by ons. God is nou nie net meer daar in die tent nie, God loop langs ons. God vat aan ons vat aan hom. God wat mens geword het. En dan sê die Bybel, maar nog steeds was daar iets bedek, want Jesus was in die vlees. Dat jy nie, hy was op een plek, op een slag, en dat jy, iets was nog steeds bedek. Petrus en Johannes en Jakobus het ietsie daarvan van die wegneem van die bedekking ervaar toe hulle op die berg van verheerliking was. En hulle vir Jesus in 'n ander gestalte sien. En skielik het hulle iets beleef van die heerlikheid van God wat ook bedek in Christus is. En Paulus skryf ook daaroor. So, die Here wou nog altyd met mense 'n verhouding hê, wil by mense wees, tussen mense wees. En nou kom, leer die woord van die Here ons, dat na die tuin van Eden, was daar hierdie skeiding gewees, tussen God en mens, en die hele tabernakel, die bedekking van Christus se heerlikheid, die tabernakel of die tempel se voorhangsel, wat die allerheiligste van die heilige geskei het, wil vir ons iets daarvan kon vertel. Hier's 'n skeiding. Die sonde, die gebrokenheid van hierdie wêreld, die sondeval en alles wat daarmee saamgekom het 'n gebrokenheid gebring en 'n skeiding tussen God en mens. En nou wil die mens tot die Here nader, maar hulle kan nie regtig by hom kom nie. Hierdie gordyn keer. Eintlik keer eers die tent, die gewone plebs, keer die tent. En die wat bietjie hoorop is, die priesters kan nader aan die Here kom, en dan die hoëpriester een keer 'n jaar baie naby aan die Here kom. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê, maar dit is een van die goed wat Christus kom doen het. En ek hoop jy voel dit vanmôre, ek hoop jy vat dit vanmôre. Dis wat Christus kom doen het, sê hy, is dat hy daar ingegaan, self in die allerheiligste in, Christus self, en hy het die skeiding deurbreek. Hy sê dit dan in die teks, een van die tekste in Hebreërs 9, Hebreërs 10 dink ek, Christus het egter gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is, en hy het deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mense hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie van hierdie skepping is nie. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalvers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom, is die allerheiligste, binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerk. Jesus met sy kruisiging het hy die voorhangsel geskeur van bo na onder, nê, sodat 'n mens dit nie kan skeer nie. Hoe skeer jy nou 'n gordyn van onder af boontoe, so 'n enorme groot gordyn? Dis van bo af onder toe geskeur. Dis Christus wat die skeiding kom wegvat. Dit wat God begeer het van die skepping al, dit wat daar was, is weggevat. Geliefdes, en ek en jy, ons wat die plebs is, het soos die hoëpriester toegang tot God. Direkte toegang
tot God. Jy het nie meer iemand nodig wat vir jou namens jou by God moet gaan bid nie. Jy kan self bid. Ons kyk so baie keer na groot geloofsmanne en vroue, veral baie keer in die verlede, lees hulle boeke, en dan dink ons, hoe naby aan die Here was hierdie mense, hoe naby aan die Here het hulle geleef, en hoe die Here hulle gebruik, en die boodskap van om in die allerheiligste te kan ingaan, is hulle is net soos jy. Wie jy ook al in jou lewe bewonder, wie jy ook al na opkyk en sy werke lees, jy dit ook, wat hulle gehad het, of het. Jy het ook direkte toegang tot die Here se kern van sy heiligdom. Die voorhangsel is oop, die teenwoordigheid van die Here, die heerlikheid van die Here is hier. Dis nie meer bedek nie, dis hier, jy kan dit ervaar, jy kan dit beleef, dis in jou hart. Jy hoef nie meer 'n tou aan jou voet vas te maak nie. Jy het 'n toegang tot die Here. Die koninkryk is nou hier, dit staan so mooi, daar in Lukas 17 vers 21, kom sê Jesus vir hulle, en vir hulle, waar's die koninkryk, né? Dan sê Jesus, mense sal nie sê, kyk hier is dit of daar is dit nie. Hy sê, want kyk, die koninkryk van God is in julle midde. Daai Griekse woord kan jy ook vertaal met, in die 53 vertaling is dit so vertaal. Die koninkryk van God is in julle. Dis in julle. Dis hier. Geliefdes, dis nie net meer vergifnis wat die Here vir my kom gee het nie. Dis nie net die wet wat op my hart kom skryf is nie. Dis nie net Jesus wat vir my intree in hierdie oomblik by die Vader en vir my intree, my lewensasem vir my kom voorsien oomblik na oomblik nie. Dis meer as dit. Jy het toegang tot God. Sy teenwoordigheid is hier. Hy is hier teenwoordig. En dis waarmee hierdie Hebreërskrywer die hele tyd vir hierdie mense probeer by uitbring, by hierdie hoogtepunt wil uitbring, waar hy sê, die skaduwee is verby. Hy sê, hoe wil julle terug na die allerheiligste tipe sisteem toe gaan? Hoe wil julle terug na die dag na dag se offerandes vir ons sondes bring? Hoe wil julle teruggaan? Dis hier. Die koninkryk van God is hier. En dan sê hy in die teks wat ons gelees het, broers, ons het dus vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Hier vanmôre. Langs 'n nuwe en 'n lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam en ons het 'n groot priester oor die huis van God. En dan kom sê Paulus so mooi in 2 Korintiërs 5:16, hy sê, gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. En dan sê hy, selfs al het ons Christus, dis nou Paulus hulle, want hulle het Jesus geken, Jesus het ook in Paulus se tyd geleef, Jesus was 'n tydgenoot van Paulus, selfs al het ons Christus eens in die uiterlike leer ken,
Hulle het hom leer ken in sy liggaam, nie in sy vlees. Ken ons hom nou nie meer so nie, staan daar. Ons ken hom nou anders. Paulus sê, ons ken nie meer net vir Jesus as die historiese Jesus nie, as die Jesus wat op aarde geleef het en so aan nie. Hy sê, nou ken ons hom anders. Daai selfe Jesus waarvan die Bybel praat. Paulus sê daai selfe Jesus wat ons mee saam geloop het, na hom geluister het. Paulus met die woede en die veroordeling in sy eie hart teenoor Jesus, maar hy het dit ook gehoor. Daai selfe Jesus waarvan in die Bybel geskrywe word in die evangelies, geliefdes. Daai selfe Here waarvan jy lees in die Bybel, is nou hier in jou. Daai selfe Jesus. Ons lees baie keer die Bybel asof Jesus daar is. Asof Jesus iewers is. Asof dit 'n ander Jesus is. Daai Jesus van wie jy lees, is nou hier teenwoordig in ons. Dieselfde Here. Die vraag is, ons leer hom ken, ons leer die werklikheid van die Here ken. Die vraag is, wat ons almal mee, ons hele lewe mee worstel, en alle Christene mee worstel, en ons het bietjie daarin geraak, en die Hebreërs boek sê dit breedvoerig vir ons, is hoe beleef ek Jesus in my? Hoe beleef ek die realiteit in my? Hoe doen ek dit? En dis wat ons as gelowiges baie keer die punt mis, want ons hou aan soek, nê, om Jesus te vind. Dit wat ons gelees het oor, jy moet van die woestyn na Kanaan toe gaan, jy moet tot rus te kom. En dit is wat ons so maak dat ons in die woestyn bly, ons hou aan soek. Hoe vind ek Jesus? Hoe beleef ek die teenwoordigheid, die heerlikheid van God in my lewe? En dan kom sê die Hebreërs skrywer, hy kom gee vir ons die antwoord. En jy moet die hele omvattende ding verstaan. Hy sê, laat ons daarom ingaan, met opregte hart, 'n volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Daar staan letterlik in die Grieks, dis die eerste ding wat ek en jy moet doen. As jy dan wil weet wat moet jy doen, as jy iets wil doen. Hy sê, laat ons, en daar staan letterlik, laat ons voortdurend ingaan in die heiligdom. Beteken niks anderster as dat ek en jy moet 'n leefwyse aankweek. Ons moet leer, sê die Hebreërs skrywer, ons moet dit oefen. Ons moet dit vir ons aanleer om elke dag al hoe meer ek myself kan herinner, meer ek self hierdie ding vir my kan toeëien, kan verstaan dat ek lewe in die teenwoordigheid van God. Ek moet bewus raak al hoe meer, en ek gaan nou vir jou sê hoe raak 'n mens bewus? Al hoe meer moet dit vir my 'n leefwyse word as ek opstaan, God is hier. As ek in gesprek is met iemand, God is hier. Wanneer ek vir jou kwaad word, God is hier, nê, in sy teenwoordigheid. Wanneer ek wil skelm wees, God is hier. Ek is in sy teenwoordigheid. Wanneer ek wil twyfel, God is hier. Jy moet jouself herinner die hele tyd. Dit word naderhand 'n gewoonte,
'n tweede natuur, 'n leefwyse. Die Here is hier. Miskien moet jy baie keer 'n kers aansteek om jou te herinner. As dit jou help, steek vir jou elke oggend in jou huis 'n kers aan. Elke keer as jy verby die kers loop, dan weet jy, God is hier. Hy is teenwoordig. Miskien moet jy dit iewers in jou kar dalk 'n papiertjie op die spieeltjie plak en sê, God is hier. Elke keer as jy in die spieeltjie kyk, dan weet jy, hy is hier. Dit word 'n leefwyse. Ek was een keer op 'n retreat by 'n plekkie daar in Dullstroom, mooiste plek, waar ek vir 'n klomp dae afgesonder het en alleen was, maar daar was 'n die persoon wat die retreat sentrum bedryf het en besit het, is 'n afgetrede Anglikaanse priester gewees. En ons het elke oggend, ons het trouens 3 keer 'n dag wat ons saam gebid het en saam by mekaar gekom het in die oggend die nagmaal gevier. Elke liewe oggend, het was vir my aangrypend. En wat my so getref het elke oggend, as ons klaar was en ons die tekste gelees het en nagmaal gebruik het en dan spreek hy die seën uit en dan het hy so mooi gesê, let us go and live before the Lord. En dan het ons uitgeloop. Dit was so ongelooflik. Let us go and live before the Lord. Ek en jy moet dit leer, ons moet dit aankweek, ons moet dit weet, ons moet daarin groei. Ons moet dit 'n gewoonte, 'n leefwyse maak. Maar hoe raak ek bewus van God wat hier teenwoordig is? En dan kom gee die Hebreërskrywer die antwoord wat ek en jy vir jare ken. Dis nie 'n nuwe ding nie. Ons het nog ons dink net dis te eenvoudig. Dis hoekom ons dit nie vat nie, want dis te eenvoudig. Ons soek iets meer, ons soek iets anders, ons soek nog iets. Dis nie vir ons genoeg om te weet dat ons in die teenwoordigheid van die Here is nie. Die Hebreërskrywer sê, laat ons daarom ingaan met 'n volle geloofsekerheid. Wat is die sleutel? Net een ding, 'n vertroue in die Here. Die hele tyd. Niks anders nie, niks meer nie, niks minder nie. 'n vertroue in die Here, 'n geloof in die Here. 'n geloof dat hy hier is. 'n vertroue dat hy hier is, maar ek voel hom nie. Ek sien hom nie, ek is nie bewus van hom nie. Dis okay. Hy is in elk geval hier. Hy is hier. Vertrou vir God vir dit. Ja, partykeer dan voel 'n mens die Here is naby aan jou, partykeer dan voel 'n mens diep in jou siel. Beleef jy iets? Baie van u wat met Hemelvaart die oggend hier was, het getuig en gesê ons het God hier beleef. O ja, natuurlik. Elke oggend as ons daar by daai retreat sentrum saam was, daar teenwoordig met die nagmaal en dit wat daar gebeur het, ons het die Here so beleef. Nou, mens kan sê is net jou eie gevoel. Wat maak dit saak as dit jou eie gevoel is? Jou eie gevoel is mos eg. Beleef die Here, ook in hierdie mooi, kosbare tye. Ervaar hom. Wanneer jy daar langs die see sit en jy sê, God is hier, hierdie enorme oseaan, hy's hier en ek beleef hom hier. Beleef dit. Maar die kere wat jy dit nie so beleef nie, en wanneer die depressie jou toeslaan, ek lees gister 'n predikansvriend van my wat sommer iewers 'n bietjie praat oor die hele ding van depressie en hy sê hy het al gevorder op hierdie pad van depressie want hy dink nou net 4 keer 'n dag daaraan om selfmoord te pleeg en nie meer aan mekaar nie. En ook in daai tyd
Dit kan sê, ek voel dit nie, ek weet dit nie, ek verstaan dit nie, ek vertrou hom, dat hy ook hier is. Daar's nie 'n triek nie, daar's nie toertjies nie, daar's nie allerlei goedjies nie. Dis net om hom te vertrou. Vertrou dat hy partykeer vir jou baie dieper gaan laat beleef dat hy hier is. Dat hy baie keer homself baie dieper aan jou gaan openbaar en homself aan jou bekend maak. Partykeer gaan jy maar regtig net moet vertrou en moet glo. Is nie 'n ander manier nie. Maar vertroue en geloof in die Here beteken ook, en dit is wat hierdie skrywer bedoel as hy sê, laat ons ingaan, laat ons voortdurend ingaan. Hy wil vir ons sê, maar jy moet ook 'n tree gee. Wat se tree moet ek gee? Jy moet 'n tree in die geloof neem. En daai tree kan jy neem omdat jy weet hy's teenwoordig, nê? Wat is daai tipe tree wat 'n mens moet gee? Daai tipe ding wat jy moet in die geloof instap. Wel, ons is so bang vir so baie dinge in die lewe. Ons het regtig so baie vrese as mens. Ons besef dit net nie. Ons is maar almal bang om buite ons gemaksone te beweeg, nê? Om ietsie te doen vir die Here buiten wat ek ken, buiten waarin ek gewoond is. Geloof beteken, jy gaan regtig geloof verstaan en beleef en ervaar as jy daardie tree gee. En begin doen wat jy oor onseker is. Dan gaan jy geloof beleef. Jy gaan dit nie beleef deur in by jou huis op die stoel net te sit nie. Ja, daar ook, vertrou die Here is daar. Jy gaan dit nie prakties noodwendig net beleef in jou lewe nie. Ek lees van 'n pastoor in die suide van Amerika wat skryf van 'n vrou wat eendag vir hom sê, maar die Here gebruik haar nie, sy beleef nie die Here nie, en so aan. En hy sê vir haar, kom ek help jou om in God te glo. Hy skryf haar adres op 'n papiertjie en hy sê vir haar, hierdie vrou is siek, en ek wil hê jy moet vir haar gaan bid. Sy sê, nooit. Sy sê, hoe doen 'n mens dit? Nee. Hy sê, ek gaan jou presies sê, jy gaan nou hier by my huis uit, hier voor my huis is die busstop. Dan wag jy daar, so laat gaan die bus kom, dan klim jy op. Dan ry jy met die bus tot by hierdie straat, daar druk jy die klokkie, dan klim jy af van die bus af. Dan stap jy 'n blok, dan sal jy sien daar's 'n nommer op die huis, dan kyk jy is die nommer, daai nommer, dan gaan jy daar in. En as jy by die voordeur kom, dan vat jy die vinger en jy druk die klokkie. En dan gaan iemand vir jou kom oopmaak. Dan gaan jy in. Dan sê jy vir hulle, pastoor Edison het my gestuur om vir die siek mense in hierdie huis te kom bid. Hy sê, en dan gaan jy in, en hy skryf haar gebed uit. Hy sê, en dan bid jy die gebed. Dan sê jy dankie en tot ziens, en dan kom jy terug. Dan vertel jy my wat het gebeur. En die vrou is daar weg. Hy sê, en is later 2 ure, 3 ure, 4 ure, en hy raak so bekommerd oor wat het van hierdie vrou geword. Hy bel later die lidmate en hy sê, was hierdie vrou by julle? Hulle sê, jy sal nie glo nie, ons kuier so lekker. Hierdie vrou het hier ingekom, sy het gebid, sy het die papiertjie later neergesit en uit haar eie hart begin bid, en die siek persoon voel ook sommer beter, en ons drink tee en koffie en eet koek en ons kuier. Jy sal nie geloof beleef as jy nie 'n tree gee in die geloof nie. Dis om uit jou gemaksone te kom. Ons is baie keer so bang om te waag. Ons is so bang vir 'n nuwe bediening. Wel, ou ken ook jou beperkings, nee, ek sal nou nie waag op klavier nie.
Maar ons is so baie keer so bang vir 'n nuwe bediening, en dit moet ek daarom ook sê, daar was al geleenthede wat ek moes insit. Dit was 'n disaster, maar op die ou ende het dit daarom daar gekom en die res het gesing. Partykeer roep die Here jou vir iets nuuts, en 'n nuwe bediening. Nee, is nie vir my nie, nee, ek kan nie, nee, ek het nie, ons het altyd verskonings, nee. Jy gaan nie die Here beleef, as jy nie die tree in die geloof gee nie. Ons sit by die huis en dan sê ons, waar is God? Wel, ek dink hy staan by jou voordeur, en wag, jy moet loop. Hy wag vir jou. Ons is bang om te groei. Ons is bang om hier binne te krap. Ons is bang om te ontdek wat gaan in my siel aan en wat glo en dink en doen ek regtig. Ons is bang om betrokke te raak. Ons is bang om te voel. Baie van ons is bang om te voel. Ons is bang om die omvang van die lewe te leef. Ons is baie keer bang om vreugde te ervaar. Liefdes, ja, dit is so. Jy weet, dit is maklik om hier te staan en te preek oor goeters, maar as die lewe jou tref, dan is dit 'n ander storie. Dit is so. En daar's baie hartseer en baie pyn in hierdie lewe. Maar weet jy, ons het ook by 'n punt gekom baie keer in ons lewe dat ons ook die mooi, dit wat Koos van gepraat het vanoggend, ook die mooi en die kosbare en die vreugdevolle en die opwinding en die diepte en die rykdom van hierdie lewe te beleef en te ervaar. Want ons is so bang, net nou verloor ons iets. Net nou tref die onheil ons as ons vreugdevolle mense is en die Here wil ons 'n les leer, omdat ons nou so vreugdevol is. Dalk wil ons dit nie gun verander nie, omdat jy self dalk nie met vreugde leef nie, wil jy dit nie verander gun nie. Ja, en ek wil ook vanmôre vir jou sê, die omvang en die diepte van die lewe is ook nie net vreugde nie. Die diepte van die lewe is ook wanneer 'n mens die pyn en die hartseer beleef. Wanneer 'n mens langs jou geliefde sit en jy jou geliefde se hand vashou terwyl jou geliefde sterwende is en die pyn van dit beleef. Ek kan nie onthou of ek vir u gesê het nie, maar ek lees 'n boek wat gaan oor sterwensbegeleiding en treur nadat 'n mens se lewensmaat weg is. En die persoon skryf in die boek en hy sê ons westerse wêreld het so afgestomp geraak van die dood. Ons wat lewe het dood geword. Ons leef nie meer nie. We are not alive anymore inside. Wanneer jy daar langs jou geliefde sit en jy huil en jy voel die pyn, dan weet jy, I am alive. En dis wat vir jou die heling bring. Dis wat die genesing bring. Is die ervaring van die pyn in jou diepste menswees. Maar ons het dit doodgemaak, ons wil nie voel nie, ons wil dit wegdruk, dis ons groot missie in ons westerse wêreld. Ek het dit anders beleef in Afrika. As jy daar in Afrika, waar ons in Mosambiek sendingwerk gedoen het, as jy daar gekom het by iemand wat huil, dan lê die mense, wat dood is, dan lê die mense op die grond in die stof en huil. Hulle huil behoorlik. En môre staan hulle op en hulle gaan aan met hulle lewe. Ons is so bang om te voel. Ons is so bang om te laat gaan. Ons klou so vas aan ons eie ego en ons eie goede en ons eie geite. Ons is so bang om lief te hê. Ons is so bang as liefde raak op. Ons is so bang mense kyk snaaks na ons as ons lief het. Ek het so 'n goeie vriend, ou Jurgens, hy's nou afgetrede dominee, hy was al 'n Witrifuur predikant. Ek het so waardering vir ou Jurgens, want ons sit en dan praat ons baie keer oor die evangelie en oor die Here, en dan as ek weer kyk aan, dan is ou Jurgens se oë vol trane. Dan huil hy oor die goedheid van die Here.
Ons is so bang om lief te hê. Bang mense dink snaaks van ons as ons lief het. As ons voel, as ons mens is. Die skrywer sê, hoe beleef jy die teenwoordigheid van die Here? Jy glo dit. En jy neem die tree in die geloof. Dan sal jy die geloof beleef. Hy sê, laat ons ingaan met 'n volle geloofsoortuiging. As jy hoofstuk 11 gaan lees, dan begin hoofstuk 11 en dan sê hy, om te glo is om seker te wees, om oortuig te wees van die dinge wat jy nie kan sien nie. En dan begin hy, dan vertel hy van Jakob, en hy vertel van Abraham, en hy vertel van Noag, en van al die geloofsgetuies, en dan sê hy, en daar's nog duisende ander wat ek nie eers kan noem nie. Hy sê, en almal van hulle het gedoen wat hulle gedoen het, omdat hulle geglo het in die Here se teenwoordigheid. Hoekom sien die wêreld so min van God? Hoekom sien ons so min van God in die kerk? En die antwoord is eenvoudig, want ons glo so min. Ons vertrou nie dat ons 'n lewende Here het nie. Ag geliefdes, ek gaan vir jou stories vanoggend vertel van gemeentes waar ek was wat in die geloof goed gedoen het, wat uitgetree het. Ons het op 'n stadium 'n nuwe kerk gebou in Middelburg gebou in Uitbreiding 24 in 'n swart woongebied. Dit was 'n NG Kerk, dit was 'n wijk van ons gemeente. Die aand toe ek op die kerkraadsvergadering vreeslik bang hierdie ding op die tafel sit. Ons gaan swart kerkraadslede hê, né? Daai tyd was dit nog 'n groot ding hierdie rasse storie. Ons gaan swart kerkraadslede hê, ons gaan swart lidmate hê van ons gemeente. En ons gaan 'n kerkgebou bou want hulle is ver van ons af sodat hulle daar kan kerk gaan, né? Ons gaan dit finansier, ons gaan dit betaal. Ons ou kerkie wat nie die geld het nie. En daai kerkraad sit en hulle keer dit in 5 minute goed. En ek staan op, ek sê, wow, julle kan dit nie goedkeur nie. Net sommer so, nie, weet julle wat keer julle goed? Ek sê, weet julle dat hierdie kerkgebou gaan ons 'n paar miljoen rand kos? En een man staan en hy sê, so? Wat is die probleem? Ek sê, weet julle dat ons gaan swart kerkraadslede hê, hulle gaan hier op ons kerkraadsvergadering sit. Ons gaan in Engels kerkraadsvergaderings moet hou. En dan een staan op en sê, nou wat is die probleem? En daai gemeente gee 'n tree in die geloof en hulle koop 'n stuk grond. Ons het daar gaan staan en bid op daai stuk grond. En ons het daai grond in die hande gekry by die stadsraad. En ons het 'n kerk gebou. En daai gemeente groei en groei. Hulle soek nou 'n tweede, hoor ek nou die dag iemand sê vir my, Petrie, hulle soek nou 'n tweede stuk grond, want die kerkgebou is te klein. Hulle moet hom vergroot. As ons net wil glo, as ons net die Here wil vertrou, sal die wêreld die groot werke van God sien. As ons net by ons voordeur wil uitstap en iets doen. Hy sê, kom met 'n oop en 'n eerlik voor die Here, met 'n opregte hart, met 'n oop hart, bedoelende, kom sit net voor die Here, hierdie egte belewenis van die Here, kom sit net voor die Here, sonder pretensies, sonder geite. Kom sê ook net vir die Here, wat voel jy? Want baie keer is wat jy voel ook nie wat jy wil voel nie. En ons is skaam oor wat ons voel. Maar wat jy voel, voel jy. Jy weet, ons denke is die ding wat ons verneek. Ons denke rasionaliseer. Ons denke het allerlei redes vir hoekom ons nou soos of soos, maar nie jou emosie nie. Jou emosie is eg en eerlik.
'n opregte hart beteken om voor die Here te kom sit en te sê, Here, ek is bang. Here, ek twyfel. Here, ek is kwaad. Here, ek is geïrriteerd. En dan is die proses waarmee Jesus met my en jou in ons hart mee besig is om dan baie diep in jou eie siel in te kyk, maar is weer eens, ons word nie stil nie, ons neem nie tyd om in ons eie siel in te kyk nie, is om dan te gaan sit en sê, hoekom is ek bang? Hoekom is ek kwaad? Hoekom is ek geïrriteerd? Wat gaan hier binne aan? Here, werk met my. Here, doen die werk hier binne, wys my. Partykeer vir 'n tyd, voordat ek regtig ontdek wat hier binnekant aangaan. En dit wat ek gister gesê het, hoe meer jy ontdek wat hier binnekant aan die gang is, dit erken, hoe meer gaan ons verander. Hoe meer gaan ons vir Jesus hier binne in ons ontdek, dat hy klaar op ons harte die wet kom skryf het en kom gee het. Jy weet, emosie werk mos so, iets gebeur, dan gaan daai gebeurtenis deur 'n filter in jou denke en dan voel jy wat jy voel. Die gevoel wat jy het is as gevolg van jou filter. Wat is jou filter? Jou filter is jou geloofsisteem. Bedoelend nie net jou Christelike geloofsisteem nie, dis wat dink jy oor die lewe? Dit bepaal jou emosie. As jy nou vanmôre na my toe kom en jy sê vir my, Petrie, dis al 'n baie lelike hemp wat jy aan het. En ek vervies my vir jou. Ek word vir jou kwaad. Maar vir iemand anders kom jy en sê, jong, jy het 'n baie lelike hemp aan vanmôre en die persoon glimlag en sê, ag, dis nou jammer jy nou nie vir my hemp hou nie, maar dis okay. Ek hou daarvan. Hoekom reageer die een so en die ander een so? Alles hang af van wat is in jou geloofsisteem. Die een glo, hierdie hemp is 'n verpersoonliking van wie ek is, dis my identiteit. So as jy my hemp aanraak, raak jy vir Petrie aan, sy identiteit aan. Jy is besig om my te bedreig. Die ander een sê, liewe aarde, hemp het niks met my identiteit te doen nie, dis maar net waarvan ek hou of nie hou nie, maar dis nie wie ek is nie. Ek is meer as dit. Alles hang af hoe jy oor die lewe dink. So, as jy jou emosie ontdek en jy maak erns met jou emosie, gaan jy ontdek wat glo jy regtig. Ek sit eendag, moet ek 'n kursus gaan aanbied in Leidenburg, nou ry ek die middag, moet die aand daar wees, huwelikswerkswinkel, ek moet 6 uur daar wees by 'n gemeente. Nou ry ek en van ons af ry jy deur die gorge. En as daar iets in die gorge fout gegaan het, dan sit jy daar. Daar's nie 'n ander pad nie. Behalwe as jy baie ver Nelspruit omry, Barberton omry, maar as jy in die gorge is, jy kan nie weer terug nie. En hier ry ek die middag, ek is heel betyds 3 uur ry, 2 uur is ry, dan sit ek in Leidenburg en hier is 'n ongeluk in die gorge. En daar sit ek. En die tyd loop. En my hart klop so. En ek bel later die persoon en ek sê, julle moet asseblief verskoon, maar ek gaan laat wees en ek is so jammer, maar dis nie my skuld nie. En ek sit daar en ek is so geïrriteerd en so gespanne en ek begin hier binnekant soos 'n ei afskil. Hoekom voel ek soos ek voel? En soos ek afskil, ontdek ek ten diepste, Petrie, eintlik glo jy nie in die Here nie. Jy glo nie dat God in beheer is nie. Jy glo nie dat God hierdie kursus en jou en alles in sy hand hou nie. Dis okay. Hy is in beheer. En hoekom is ek so bang ek kom laat? Wel, 'n mens mors 'n bietjie anders se tyd, maar dis okay, ons kan 'n bietjie later net aangaan in die aand. Maar dan lyk ek sleg. My ego, nee. Ja, en kom toe 5:06 daaraan. Hy kom en dan sê hy,
Ons moet vashou aan dat ons hart skoon is, dat ons gereinig is. Hy sinspeel so op hierdie ou skadubeeld van die reiniging